as hy, sluit net maar. Here, baie dankie vir opstanding Sondag. Here, dankie dat ons weet dat U leef, na die graf leef is. Heilige Gees, my gebed is dat U vandag met elkeen van ons sal wees. Here, dat U met elkeen van ons sal wees, en dat ons vandag die boodskap wat U op my lippe gesit het. Here, dat ons dit ontvanklik sal vind. Here, dat ons sal uitgaan en hierdie wêreld sal terugdraai na U toe. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dan weer eens baie welkom by vandag op hierdie opstanding Sondag. Na die diens gaan ons saam nagmaal gebruik, so vir die wat die diens kyk op video of op Facebook of YouTube, pause, kry julle druiwe sappie en 'n broodjie reg en dan kan julle weer voortgaan. Wel, wanneer ek en jy die lewende Jesus Christus ervaar, in die middel van wanhoop, verander alles. Want julle sien, wanneer ek en jy Jesus Christus ervaar, het ek en jy weer hoop. Amen. Ek wil graag deel vandag oor, en dit gaan oor 'n rollercoaster van emosies. Ek dink nie daar's 'n makliker woord as om te gebruik as 'n rollercoaster van emosies nie. Want as ek en jy onsself opvat, en ons gaan plaas ons daardie Sondag, opstanding Sondag, as ons daar gaan plaas, waar Maria was. Kom ons dink 'n bietjie verder. Kom ons dink 'n bietjie daaraan, wat se emosies, hoe het daardie dag afgespeel? En ons begin vandag in die donkerte, in die donker. Julle sien, Maria Magdalena is op pad na die graf. Wat sy die Vrydag ervaar het, was nog besig om in haar gedagtes rond te maal. Vrydag was 48 uur terug. Amen. Dis so vinnig. En kom ons sit ons in Maria se posisie. Thank you. Ons sit ons in Maria se posisie. Sy is nog besig om dit te verwerk. En nou is sy op pad graf toe. Sy het toegekyk hoe Jesus, haar verlosser, aangerand, verniel en toe vasgenaal aan 'n kruis geëindig het. Kom ons dink 'n bietjie daaraan. En ek het vir die Here gebid en gevra, Lord, please, don't let me get emotional this morning. Want ek het skaars begin en dan kry ek klaar trane in my oë. Want ek kan myself net indink wat deur haar gedagtes gegaan het, hoe sy gevoel. Kan ek julle vandag vra? Iemand op wie jy vertrou. Iemand wie jy groot respek het. Iemand wat jy alles voor sal doen. As daardie persoon weggevat word, wat gaan deur jou? Jy sien, Jesus het so erg gebloei, so erg aangeraak, en hy is toe later oorlede op daardie kruis. Jesus se liggaam is van die kruis verwyder. Josef van Arimatea en Nikodemus het na Pilatus gegaan en gevra vir Jesus se liggaam, sodat hulle hom kon begrawe. Hulle het Jesus se liggaam met 'n mengsel van mirre en aloe gesmeer. Hulle het hom toegedraai in linne en het hom toe in die graf gelê. En gisterand op 'n stadium het ek deur Facebook gegaan en daar's baie groepe aan wat ek behoort. En op een van hierdie groepe het hulle so 'n uitbeelding daar gesit, waar hierdie manne na Pilatus toe is. Pilatus kom en sê, "But you are rich man. You have bought this grave
for yourself. You are not poor. Now you want to put a body of Jesus, a body that nobody wanted, a person that nobody wanted. Hulle wou hom nie gehad het nie. Nou wil jy hierdie liggaam in jou graf, waarvoor jy so baie betaal het, wil jy hom daar gaan bêre. Hoekom? En ek weet daar's baie redenasies, en ek gaan nie in daai redenasies ingaan van begrawe of veras nie, hoor my mooi. Maar kom ons gaan en sê, jou graf is klaar gekoop. Jou plot is klaar gekoop. Hier kom jy en jy wil iemand anders te daar begrawe. Jy sien daar's 'n klomp dinge wat nie vir my en jou sens maak. Maar hulle lê toe Jesus in hierdie graf neer. En nadat hulle gedoen het, is hierdie groot klip voor die ingang gerol om dit toe te maak. En ons weet hoekom dit toegemaak is, want hulle was bang geweest, hulle het geweet. Hulle het geweet wie Jesus was. Maar hulle het gesê, nee, iemand gaan hom kom steel. Iemand gaan die liggaam kom steel en dan gaan hulle sê, hy het opgestaan. En hierdie het so onwerklik gevoel vir Maria. Jy sien, hulle het dan alles gelos. My boetie, my sis, as jy alles gelos het om 'n persoon te volg en binne 3 jaar, you're not there anymore. Wat gaan deur jou gedagtes? Hulle was maar 3 ongelooflike jare saam met hom. Hulle die liefde wat hy gehad het vir die mens ervaar. Elke keer toe Jesus sy mond oopgemaak het. Hy was hierdie awesome persoon met nederigheid en diensbaarheid. Jesus het aan 5000 mense gevoed met 'n paar visse en 'n paar brode. 5000. Ek sou genoeg koffie gehad het vir julle almal as julle by my huis gestop het gister. Julle is baie minder as 5000. Dink net 'n bietjie daaraan. Jesus het die siekes genees. Hy het die dooies weer lewendig gemaak. En hy het dit wat nie sin gemaak het in die wêreld meer aanvaarbaar gemaak. Jy sien, daar's baie wat vir my en jou nie sin maak nie. Baie. And if I walk around with Jesus, man, in Engels sê ons, he makes sense out of the nonsense. Jesus was hulle hoop. Hy was hulle hele lewe. En nou is hy dood. Hulle sien dit het so vinnig gegaan. Wat gaan nou van die wêreld en van hulle word? Hoe sou hulle aangaan met die lewe? Was dit nog die moeite werd om aan te gaan? En ek het hier geskryf, kan julle julleself indink in hierdie donkerte waardeur Maria moes gegaan het? Is dit regtig nog die moeite werd? Baie keer vra ek myself die vraag af. Is dit nog die moeite werd om aan te gaan? Nie net in my werksomstandighede nie, maar sekere omstandighede. As ek kyk hoe die wêreld aangaan, is dit nog die moeite werd om aan te gaan? En ek wil vir julle sê, ja, dit is. Ja, dit is wat God bly leer. Ek en jy moet hom hierdie geleentheid gee. Ek het ook hier geskryf, kan julle julleself indink in die pyn, die hopeloosheid wat daar was. Miskien is daar 'n paar van julle wat vir my sal sê, ja, Brent, ek kan myself daarin indink. Miskien is daar van julle wat vandag vir my sal sê, maar Brent, dit is hoe ek heiliglik voel, dit is hoe ek vandag voel. Of daar sal van julle wees wat vir my sê, ek het al so gevoel. Nou vra ek weer eens die vraag,
Kan jy onthou hoe dit gevoel het? Jy sien, vir baie van ons kom ons op 'n punt waar ek nie weet watter kant toe nie. Ek voel moedeloos, wanhoopig, en ek weet nie waarna toe nie. Kan ek sê 2000 jaar terug het Maria dieselfde gevoel. Sy het voor Jesus se graf gestaan en huil. Sy wou die laaste eer aan hom bewys. Maar nou is die klip weggerol. En die graf was leeg. Onmiddellik het sy gedink dat iemand Jesus se liggaam kom steel het. Is hierdie nou 'n siek graf? Wat probeer die mense nou maak? Wat probeer hulle doen deur Jesus se liggaam te kom steel? Was dit nie genoeg dat hulle hom moes doodmaak en nou steel hulle sy oorskot nie? Jy sien, maar terwyl Maria so huil, kyk sy binne in die graf en sien 2 mense daar sit. Ons lees Johannes 20 vers 11 tot 13 in die NLV. Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere aan, wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Met die draai sy om en sien Jesus daar staan. Maar sy het nie geweet dat dit Jesus is wat daar staan nie. Sy het gedink dat dit die tuinier was. Maar is dit nie normaal dat die tuinier, wie anders sou vroeg in die oggend daar gestaan het? Was die tuinier wat die grafte sou kom skoonmaak het? Julle sien, maar toe Jesus haar naam noem, en ons lees in Johannes 20 vers 16 in die NLV, en die woord sê daar vir ons, Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. En sy besef dat dit Jesus is wat daar staan. Wat gaan nou deur haar gedagtes? Sy het toe dit wat sy ervaar het aan Jesus se disippels gaan oordra. En ons almal weet wat gebeur het. Nie een van hulle het haar geglo nie. Thomas het op 'n stadium, wanneer ons verder lees, het Thomas gesê, ek sal dit glo as ek die gate in sy hande sien. Jy sien, maar hier is meer hierin vir my en vir jou. Die opstanding van Jesus Christus 2000 plus jaar terug is die grootste geskenk wat vir ons as mens op hierdie aarde gegee is. Dit is die geskenk van die lig wat afgekom het in die donkerte. En die donkerte kan dit nie oorwin nie. Die hekke van die hel kan nie die lig uithou nie. My boetie en my sussie, dit is die hoop wat ek en jy vandag het. Jy sien, ek sê dit elke dag van my lewe, elke Sondag as ek hier is, ons moet hoop hê. Want sonder hoop het ek en jy absoluut niks nie. En dit is die hoop wat ek en jy in 'n wanhoopige wêreld het. En sien, dit is wat God deur Jesus vir elkeen van ons gedoen het. En kan ek sê, dit is onverklaarbaar. Dit is onverstaanbaar. Totdat ek en jy besef dat sonder Jesus, ek en jy absoluut niks is nie. Kan ek dit weer sê? Ek en jy is absoluut niks sonder Jesus. You can think you're the main man. You can think that you are the main lady. Jy kan dink wat jy wil. Maar kan ek sê, Bref sal vir julle sê, die waarheid is, sonder God, sonder Jesus, sonder die Heilige Gees, is ek en jy absoluut niks. En ek het hier geskryf ook, hoor my asseblief mooi vandag. Ek en jy kan en sal nooit onsself kan red nie. Hoor dit. Hoor dit op julle ore. Ek en jy sal onsself nooit kan red nie. Ja,
ek en jy hierdie keuse om Jesus Christus as saligmaker en verlosser aan te neem. Maar sonder Jesus kan ons onsself nie red nie. Sonder Jesus se dood en sy opstanding is daar nie hoop in hierdie wêreld nie. En julle ken my, ek het nie 'n ou HAT woordeboek by die huis nie. Ek is nou een van daai ouens, dis vir my makliker, ek het agtergekom as jy Google. So ek het weer gaan Google wat die betekenis van hoop is. Sien, ek het nooit gedink 'n woordeboek, Cliff, I never thought, Oxford English Dictionary, why do I have to have it? Why do I need to know what all these words mean? Hoekom in Afrikaans die HAT? Verstaan jy? Hoekom? Maar nou verstaan ek hoekom ek het. Maar nou gaan ek na Google toe. En ek het gaan Google wat die betekenis van hoop is. En Google het gesê, hoop is die onsekere verwagting dat 'n bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind. Dit is ook die oortuiging dat verbetering moontlik sal wees. Hoor mooi, verbetering moontlik sal wees. Onsekere verwagting dat 'n bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind. En dan, vir 'n Christen is hoop, naas geloof en liefde, een van die 3 Christelike deugde. En ek het hier geskryf oor, en ek het gesê, kan ek sê, hoop is iets wat ek en jy nie sonder kan leef nie. We can't. Maria het al haar hoop verloor toe Jesus gekruisig is. En as ons dit gaan lees, sien ons dit. Sy het gedink Jesus is dood. Hy het gone. Sy het al haar hoop verloor. Maar hy was daar, by haar. Sy het hom net nie herken. Sy het gedink dat hy die tuinier is. Maar toe Jesus haar naam uitroep, het hy aan haar die opstanding, die verlossing van sonde en geloof vir haar uitgestrek gehou. Kan ek vra? As iemand jou naam op 'n spesifieke manier noem, hoe voel jy? How do you feel? Goed. Ek sit en dink baie keer ons van die ou manne waar toe ek grens toe gegaan het, het ek nog nie kinders gehad en goed nie, maar baie het kinders gehad, hulle van die grens af teruggekom het, wou die kinders niks met jou te doen gehad het, totdat hulle jou stem gehoor het. Is dit nie waar nie? Is die van julle? Maar dis hoe ek dit ervaar het. My kinders jong was en ek was weg gewees op 'n kursus of so iets en ek het teruggekom, wou hulle, wie is dit? Is dit Dara? Is dit nie Dara nie? Maar as ek gepraat het, het hulle my stem herken. Ek het hier geskryf, Maria het haarself oopgemaak en die geskenk wat Jesus vir haar uitgerol het, geneem. Kan ek jou vra, vandag roep Jesus jou naam? Hoor jy dit? Kry jy daai spesiale gevoel aan die eind? Jesus is talking to you. Bobby, Nikki, Erika, daar waar jy sit. Ek wil graag begin afsluit, dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Ek weet nie waarheen jy gaan in jou lewe nie, maar ek kan verseker vir jou sê dat Jesus leef. We serve a living God. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. Jesus staan vandag agter jou. Hoor mooi. Jesus staan vandag agter jou.
jou na. Gaan jy omdraai? Gaan jy gehoor gee? Daar waar jy nou is, terwyl hy jou roep. My boetie en my sussie, ons tyd op hierdie aarde is min. Ons tyd op hierdie aarde is min. Ek weet nie wanneer die Here my huis toe gaan neem. I don't know. Maar ek kan vir julle sê dat ek weet dat ek reg is. En ek sien uit daarna. Johannes 20 vers 31 in die boodskap Bybel sê die woord vir ons die volgende. Dit wat in hierdie boek, hoor mooi, dit wat in hierdie boek geskryf is met 'n spesifieke doel gedoen. Dit is geskryf sodat jy geen oomblik hoef te twyfel dat Jesus die redder, ja, die seun van God is nie. Julle kan dit maar volledig aanvaar. En hierdie woorde wil julle ook oortuig dat julle vir ewig gaan leef, omdat Jesus dit vir julle moontlik gaan maak. Julle sien daai laaste woordjie daar sê moontlik gaan maak. Hoekom sê die woord nie vir ons moontlik gemaak het nie? Want jy sien die keuse bly nog steeds my en jou. Dis nog steeds my en jou keuse. Gaan ek daardie gaan aanvaar of gaan ek dit uitlos? Ek het hier ook geskryf, as jy dit glo wat daar staan, en jy het nog nooit Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser nie, of as jy net wil seker maak, wil ek graag hê, dat jy weer vandag die volgende agter my sal aanbid. Weer eens gaan ek vra dat jy jou oë sal toon. En weer eens die keuse is joune. Ek dwing niemand nie. Maar weet jy wat, as ek deur daardie deur stap vandag en ek stap daar uit, dan het ek gesê, I gave you the choice. You had the choice. Jy moet nie geforseer voel nie. Nou, Jesus staan agter jou. En hy roep jou naam. Jesus staan agter jou. Mickey, en hy sê Mickey. Hy sê Jolie. Hy sê Raoul. Hy sê Derek. Hy staan agter jou. Gaan jy omdraai. En hom aanvaar. Kom ons lei die oor. Julle kan agter my aanbid. Here, ek kom vandag na U toe. En bely dat ek 'n sondaar is. Here, ek wil vandag van vandag af my lewe in orde begin kry. Ek vra vandag vir U om my te vergewe van my sondes en bindinge. Here, ek glo dat Jesus U seun is en dat hy gesterf het sodat sy bloed my skoon kan was en dat hy gesterf het vir my sondes. Here, ek glo ook dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy by U sit en pleit vir my. Here, ek vra dat U beheer sal neem van my lewe. En dankie, Here, dat U vir my lief is. Ek vra dit alles in die naam van Jesus. Amen. Wel, vir julle wat vir die eerste keer is, well done. So maklik soos dit,
Is it easy? No, it's not easy. Gaan dit moeilik raak vorentoe? Yes, it's definitely going to be difficult. Gaan regtig moeilik wees vorentoe. Want jy het so pas Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser. Jy sien, en partykeer moet ons net laat ons ore dit weer hoor. Ek het dit 20 jaar terug, 23 jaar terug, het ek Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser. Jy sien, en partykeer vergeet ou dit. En dan kom ons weer op 'n dag soos vandag waar die graf leeg is, waar ek net weer eens besef dat sonder Jesus ek absoluut niks is nie. En ek besef net weer eens dat ek hoop kan hê. Jy sê my broer en my sus, as ek en jy nie hoop het nie, we got nothing to live for. Is dit nie waar nie? En Jesus is my en jou hoop. Jesus is my en jou hoop. Weet ek dat ek die dag as ek gaan sterf, by Jesus wees? Definitely, I know it. Jy wat dit nou gebid het, weet dit ook. Maar die woord sê ook, go out and sin no more. Ek en jy moet ons lewens in orde kry. Jesus het 'n duur prys betaal. Prys wat ek en jy nooit sal kan betaal nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wat U vir elkeen van ons gedoen het. Here, dankie dat die graf leeg is. Dat ons kan weet dat U ons so lief het. En Jesus, dankie dat U ons verlosser is. Here, dankie dat ons hoop te midde in die wanhoop kan hê. Amen. Ons gaan saam nagmaal gebruik en ek wil graag die skrifgedeelte in 1 Korintiërs 11 aan julle voorhou. 1 Korintiërs 11 vers 23 sê: Ek het van die Here ontvang wat ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Julle sien my broer en my sussie, elke keer wat ek en jy dit doen, ons kan dit 10 keer 'n week doen. Daar's nêrens is daar vir ons gesê, dit moet so en dit moet so wees. Daar waar jy voel, man, ek het aangejaag. I need to. Doen dit. Want jy besef net weer eens, waardeur het Jesus gegaan, sodat ek en jy vry kan wees. Amen. Ek gaan vra dat ons die nagmaal bedien en dat die wonderlike musiek net sal aansit. So saggies. Baie dankie.